Ons gaan voort met die gedeelte oor verwoesting en in episode 2b gaan ons meer leer oor die gevolge van die sondeval, soos verduidelik op bladsy 60 tot 67 van die boek. Toe sê die Here God aan die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." God het eerstens die slang vervloek en vir hom gesê dat daar vyandskap tussen hom, Satan, en die vrou sou wees. Die vrou is 'n simbool van die kerk of die gelowiges op aarde. Volgens Genesis 3 vers 20 is Eva die moeder van die hele mensdom. Daar is 'n baie belangrike gedeelte in Genesis 3 vers 15 wat jy nie moet mislees nie, en dit handel juis oor die verlossingsplan waaroor ons in die vorige episode gesels het. Een van die vrou se afstammelinge sou eendag die slang se kop vermorsel en die slang sou hom in die hakskeen byt. Hierdie deel van die versie is eintlik 'n profesie. Weet jy wat 'n profesie is? Onthou jy hoe ons vroeër geleer het dat God buite tyd bestaan omdat hy tyd gemaak het? Dit beteken dat hy alles kan sien, van die begin af tot en met die einde van tyd. 'n Profesie is dus 'n openbaring van God aan die mensdom oor dinge wat nog in die toekoms gaan gebeur. En aangesien sommige van daardie dinge alreeds gebeur het, kan ons terugkyk in die geskiedenis om duidelik te sien hoe God se profeseë waar geword het. Dit is wat die Bybel so uitsonderlik uniek en tydloos maak, meer as enige ander boek wat nog ooit op aarde bestaan het of wat ooit sal bestaan. Hierdie profesie in Genesis 3 vers 15 verwys na die feit dat Jesus Christus na die aarde sou kom en dat hy Satan en sy werk van misleiding geheel en al sou vernietig. Jesus sou namens ons aan die kruis sterf en omdat hy na 3 dae weer opgestaan het hy die vloek van die sonde, die dood, vir eens en vir altyd oorwin. En so het Jesus dan die slang, wat Satan is, se kop vermorsel.